Hallo, ek hoop dit gaan met jou goed daar waar jy in jou konteks ook nou na hierdie video kyk. Baie dankie dat jy na die video kyk. Ons het Sondag vir mekaar gesê 2025, as ek die woord reg verstaan, is juist die uitnodiging in Efesiërs 5 uit om 'n lewe van onderskeiding te leef. En toe het ons mekaar 'n paar verse in Efesiërs 5 voorgehou. Die eerste is let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. In die oorspronklik staan eintlik wees intelligent oor hoe jy leef. Dink 'n bietjie 'n slag oor hoe jy leef en maak dan jou keuses. In vers 16 het daar gestaan in 'n so 'n manier van dink, of die Engelse woord discernment beteken koop die tyd uit. Vers 17 sê moenie onverstandig wees. Jy hoor julle alweer dink 'n slag. Gebruik hierdie goed hierso tussen jou ore, maar probeer weet wat die wil van die Here is. En ja, dis wat God ook vir elkeen van ons oproep, glo ek, ook in hierdie gedeelte, dat ons sal dink, discernment sal doen oor hoe ons leef, en die ander woord vir onderskeiding natuurlik in Afrikaans, of in Engels is distinction, sodat ons 'n lewe van distinction sal hê. Dit beteken dat ons regtig sal doen wat die Here wil hê, ons moet doen. En daarom ook die uitnodiging, jy in jou konteks, wil jy nie 'n slag weer gaan dink, waarmee is ek besig? Is ek regtig besig? Al doen is dit baie goed met wat die Here wil hê ek moet doen, of doen ek dalk iemand anders se dade wat God vir hom of haar in gedagte het, terwyl ek nog nie my eie daad het wat ek regtig het om te doen nie. 'n Goeie vraag om te vra is, wat is goed en wat is beter? Ek weet jy doen goeie goed, maar wat is goed en wat is beter? Wat is die beter ding wat jy dalk mag doen? En jy wat so besig is, moet jy met alles besig wees, of is daar 'n paar goed wat jy 'n slag kan los en net fokus op wat God wil hê jy moet doen in jou konteks, jy wat besondere gawes gekry het van die Here. Mag 2025 verder vir jou 'n jaar van discernment of onderskeiding wees, sodat jy uiteindelik ook meer en meer 'n lewe van distinction kan leef. Vrede vir jou.